All the earth deep is below your garden now so see your mountain comes from sea.
worthy this morning in our midst. He deserves alone the highest praise. All of our worship and our praise this morning belongs to Him. And my soul and my spirit worships You. Amen. Thank you so much, worship team. Thank the Lord for His presence this morning in our midst. He's so worthy, faithful, and righteous. And we bless Him and we honor Him. We give Him praise and glory and honor. For He alone is worthy. Ons eer hom, ons aanbid hom vir sy grootheid, vir sy almag. En daar vanoggend niemand soos hy is. Wonderlik om vanoggend saam hier te wees, eers in die teenwoordigheid van die Here. I believe this morning there's no better place to be. Amen. As nou soos die teenwoordigheid van die Here nie. Because in His presence, hearts are mended. In sy teenwoordigheid is alles moontlik. In sy teenwoordigheid waar hy van alles van geet en sê, Lord, I surrender all. Come and have your way. Die feit dat hy ons vanoggend uitgespaar en deurgedra het, is vanoggend genoeg rede om vanoggend te sê, Lord, I thank you so much. If it has not been for the Lord, where would I be? Vanoggend moet terugkyk op my pad allangs ek gekom het en waar ek was. Dan sê die koortjie, my very soul is crying out. Halleluja. Besef jy vanoggend jy het eintlik die dood verdien. Because ons het gesondig, verkeerd gedoen. Die dood was ons voorland. Amen. But because of the cross, the price, the penalty is paid, is die rede hoekom ons lewe. Vanoggend moet ek en jy ons redding waardeer. Die Bybel is duidelik as hy sê, geen silwer of goud was genoeg of kon betaal. Al die goud en al die silwer was nie genoeg om te betaal vir my redding. Only the blood. The blood was the only remedy that could pay the price. Die prys wat hy betaal het, sy lewe wat hy afgelê, dit is die rede hoekom ons vanoggend hier is. Amen. Vir iemand agter jou, high five, langs aan jou, sê, dis bly jy hier. Het jy gemis, is jy alright? Praise die Here. Sê vir iemand, ek sit alweer agter jou, ek sit alweer langs jou, gaan dit alright? Praise die Here. This is the house of the Lord. Amen. Ons is familie, sê die koortjie van hierdie evangelie. Ja, ons het vleeslike broers en susters, maar baie het van hulle ook vir ons afgeskryf. Amen. We bring die Here ons in 'n nuwe familie. Amen. As ek nie van Christus was nie, lees dit dat ek jou nie geken nie. Halleluja. Hy bring my in 'n familie. Amen. Daarom is ons nie stiefie. As jy jou stiefbroer en jou stiefsuster wat langs jou sê, nee, jy is eie. We are bought by the same blood. Amen. Praise die Here. Daarom kan ek vanoggend vir iemand sê, hy het die ook by die kruis uitgekom. Koortjie sê, my en sy skaam. So daar kom dieselfde oomblik of tyd dat die Here toe gekom het op verskillende tye en oomblikke. Maar vanoggend sit hy langs iemand en hy sê, waarlik. Sê vir iemand sê, ons is een pa se kind, ja. Amen. Die wonder van hierdie evangelie is, there's no blue-eyed boy and girl in this house of op hierdie pad. Ek is so bly dat die Here ons almal fair treat. Amen. Ek kan nie vir die Here sê, Here, ek is 'n pastoor. Nee, Here, dat ek skuif my vorentoe. No. Leef is almal dieselfde. Amen. We go through the same trials and tribulations. Moet jy dink 'n pastoor gaan nie die storm sien? Of die krisis? No, I face the same challenges. Amen. As ek hier weggaan en die uitstap,
Ek moet my vanoggend maar net sterk hou, Here, en prys U. But at home, I fight my own battles and struggles. Maar die Here bly getrou. Amen. Daarom is ek so excited vir die Here. Amen. Ek het baie keer vir julle gesê, dis not a glamorous job. Amen. Gaat nie oor die titles nie. Amen. It's all about His grace and about His love. Ons is in die 7de dag van ons vas. Praise die Here. Ons glo dat die Here ons persoonlik bedien in die gemeente in hierdie tyd, en die Here ons op 'n ander vlak en op 'n ander level sal vat. Praise die Here. Daar wil ek die vraag kom ons druk deur. Iemand stuur my in die week 'n videoklip van die gemeentes en vas en gebed en die pastoor en die juffrou as al een hulle eet lekker. Ek sê Here, die video kan nie van my wees. Nie van my nie, Here. Nee, ons is saam in die ding. Amen. Praise die Here. Ons fight een enemy en ons fight een fight. Praise die Here. En die Here kom vir ons deur. En oggend staan ek vroeg en was ek Here net 'n koppie koffie of 'n koppie tee of 'n biscuit sal goed doen. But then I remembered, I realized, no, we in a fight. Amen. Ons besig om te vas en onsself en vir 'n moedig en vir die Here te bring en die Here te vertrou. So ek glo dis ons jaarlikse 21 dae van vas en gebed waar ons die Here vertrou vir mooi dinge en vir kragtige wonders en vertekens in ons eie persoonlike lewe, maar ook as in gemeente. Ek is vanoggend vir die Here bly, ek is excited dat die Here ons tot hier toe gebring het. Dankie vir elkeen vanoggend wat opgekom het. I greet all our online viewers, the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Bly dat u vanoggend ook saam met ons ingeskakel is. Jy sal nie vanoggend glo nie, ek is voorberei in hierdie week. En vanoggend wat ek vroeg is by die kerk, toe bedien die Here my. En ek sit vanoggend my notes een kant, because vanoggend wil die Here anders met ons praat. Ek is nie papier en fisies voorberei nie, but I believe this morning, this is a message for the church, vir my en vir jou vanoggend, persoonlik. En ek wil vanoggend praat oor, it's not your Isaac that God wants, it is you. Blaai saam met my, Genesis 22, my bekende gedeelte. It's not your Isaac that God wants, it is you. Vanoggend wil die Here ons uitdaag, persoonlik vir my en vir jou vra. Ons almal ken die geskiedenis van Abraham en van Sarah, hoe hy gedink het dat Ismael gaan die erfgenaam wees, en dan het die Here vir aan Sarah verskyn gesê, oor 'n jaar sal jy terugkom en jy sal 'n seun baar. En Sarah het gelag, want sy het gedink, hoe kan ek vir alles help hierdie ouderdom, op 'n vergevorderde ouderdom, maar op die bestemde tyd en by die wisseling van die jaar, toe word Isak gebore. Want God kom op 'n stadium en hy bring en hy lei vir Abraham uit en hy sê, kyk op na die hemel, en die Here sê vir hom, so sal jou nageslag wees. Abraham en Sarah, uit my eie woorde en eie vertaling, het eintlik in die plan van God gekrap. Van Sarah sê vir Abraham het geweet dat God het my nie uitverkies nie. Gaan by my slavin in en sodat sy kan swanger word en 'n seun baar. And everything was messy. Because hulle het nie gewag op die belofte van die Here. En ek wil vanoggend vir julle sê, wanneer God 'n belofte maak, dan sal dit verseker uitkom, ongeag wanneer en hoe, maar wanneer God 'n belofte gemaak het, dan sal dit gebeur. Die probleem wat ons het, ons wil die proses aanhardloop en vinnig maak. Dan kom die
hier in Genesis 22 en Isak is gebore. Ek wil net gou in Abraham se skoene plaas. Die Bybel gee geen inligting nie, maar dan toe Isak gebore was, het Abraham was hy besonders lief vir Isak. Because hy het lang gewag vir hierdie belofte en vir hierdie promise. En ook het die Here gesien, the father and the son relationship, wat het tussen Abraham en teen Isak was, en God het geweet dat Abraham as besonders lief vir Isak. En dan strek die Here Abraham se faith. En dan strek hy Abraham se commitment en Abraham se liefde vir hom. Dan sê die Bybel na hierdie dinge het God vers 1, het God Abraham op die proef gestel. God challenge hom, God daag hom uit, en hy sê vir Abraham, en hy antwoord Abraham sê vir die Here, hier is hy. En die Here sê vir hom, Abraham, neem jou seun, jou enigste, the one that you love. Ek sê in Engels, the one that you cherish. Die een wat jy lief voor is. En wanneer jy moet aan die land Moria gaan, dan offer jy hom, sacrifice hom, op een van die berge wat ek jou sal aanwys. En Abraham het die môre vroeg klaar gemaak en sy esel opgestaal, 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem, en het uitgekloof vir 'n brandoffer, hy het opgestaan en het na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Abraham is nog nie bewus van how's the story and how this adventure gonna unfold. Ek wil die volgende sê, ons stap op die pad van die Here en ons vertrou hom net, we don't know. God gee belofte en jy doen dit wat hy vir jou vra. En op die 3de dag, toe slaan Abraham sy oë op en hy sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly hier met die esel, ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en na julle terugkom. Dis is powerful wat Abraham hier sê, hy sê, I'm going to the altar to worship. Abraham vers 6, hy hout vir die brandoffer geneem, op sy seun Isak gesit, die vuur en die mes in sy hand geneem, en die 2 het saam geloop. He's walking with his offering. Hy spreek met sy vader, dis Isak wat spreek met sy vader, en sê, hier is ek my seun, en hy sê, hier is die vuur en die hout, maar pa, waar is die lam vir die brandoffer? Abraham antwoord, God sal vir onsself die lam en vir 'n brandoffer voorsien, my seun, sodat hulle 2 dan saam geloop. En toe op die plek kom wat God hom aangewys het, en Abraham daar die altaar gebou. As ek aan die Ou Testament kyk, dan praat die altaar altyd van sacrifice. To offer something. As ek nou toe op die plek gekom wat God aangewys het, en Abraham vers 9 het daar die altaar gebou en die hout reggelê, en dan het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Ek wil met die indink wat hier gebeur het terwyl hy van Isak vasmaak en vasbind op die altaar. En Abraham steek sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag, maar die engel van die Here het na hom van die hemel af geroep en gesê, Abraham, Abraham, en Abraham antwoord, hier is ek, en hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie. Doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees, jou seun, jou enigste, van my nie terughou nie. Dan is die key verse vanoggend, waar die engel vir hom sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, doen hom niks nie, because now I know that you fear God, en dat jy jou enigste, ek wil ook sê, die enigste, die een wat jy lief voor is,
dat hy hom nie van my teruggehou het nie. Vader, dankie vanoggend vir die woord. Ek bid vanoggend dat die Heilige Gees ons vanoggend sal bedien. Ek bid vanoggend dat ons die geestelike implikasie van hierdie woord vanoggend sal verstaan, dat die Here vanoggend diep in ons hart sal spreek, in die naam van Jesus. Amen. Ek wil vanoggend sê, gemeente is 'n baie bekende gedeelte, en mens kan baie interpretasies in hierdie gedeelte lees, wanneer jy dit voorberei, of wanneer jy daaroor wil praat. Maar wat my vanoggend uitstaan in hierdie verhaal, sien ons duidelik, dat God soek Abraham sy enigste. En ek wil vanoggend nader na my en na jou toe bring, dat God het nie soseer vir Isak gesoek nie. God het vir Abraham gesoek, want die Bybel sê, God het vir Abraham op die proef gestel. Dat dit in hierdie gedeelte het het gegaan oor Abraham, because God wil Abraham sy geloof en Abraham sy liefde vir hom getoets het. I don't know this morning where you are, waar jy is vanoggend in jou verhouding met die Here, maar vanoggend as die Here van my en vir jou vra, ek soek nie jou enigste nie, ek soek vir jou. As maklik baie kere om goed te offer vir die Here, maar wat God vanoggend soek, as jou lewe. He's not interested in many other things, but God wants you, and He looks to you, en hy wil vanoggend jou hart hê. Gaan offer jou enigste. Die een wat voor jy lief is Abraham, en die Bybel sê, nadat hy vir Isak vasgemaak het, toe kom ons agter, toe sê die Here, moenie jou hand aan die seun steek. Ek wil jou volgend sê, en dan baie kere wil ons goed op die altaar sit, maar God soek eintlik jou beste. Het jy ooit al gedink, God soek jou hart? Almal kan sê, ek het God lief, maar die commitmente en die liefde lê vanoggend in jou hart. Because Abraham kon gerealize, hoe kan God so praat, nadat God die belofte gegee het, maar ek sien in die skrif, dat Abraham het God nog steeds lief gehad. Dink jy nie dat soms hou ons goed terug? Ons sê ons het die Here lief. Ons sê baie kere in woorde, ons sal alles prys gee. But when God takes us to the place of sacrifice, wanneer God ons na die plek toe neem, waar ons moet offer, dan soek God jou hart. Die vanoggend sê, wanneer ons soos Abraham die ekstra myl kan stap. As ek kyk in die Nuwe Testament, dan sien ek die comparison. As in die Bybel, God so love the world. Dan sien ek God het Jesus so lief gehad, en Jesus in ons interpretasie was ook God se beste. Hy was ook God se enigste, en daarom het God Jesus, wat sy beste was, gegee. Nothing else was the best. Jesus was Christ, or Jesus was God's best. Die Here stel vir Abraham op die proef. Go sacrifice your son whom you love. En die agtergekom baie keer as gelowige kinders van die Here sukkel ons soms om prys te gee. Ek weet nie maar die Here met ons so op pad stap soos met Abraham gestap het. Amen. Kyk, ons kan baie keer met ons mond en met ons lippe sê, Lord, I love you. Maar jy sien, God kyk diep in die hart. Daarom
daarom sal jy agterkom, baie sê, ek het God lief, maar wanneer die omstandighede en die krisisse kom, dan draai hulle op. Amen. Who do you love this morning? En die vanoggend sê, dat 'n skrif in die Bybel, Nuwe Testament, wat sê, wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig. En dan dat Jesus, terwyl hy sy disippels groot gemaak het in die train en die development, het God hulle alles gesoek. Daar het hulle baie kere verskonings gemaak, maar dat Jesus hulle gevra het, follow me, dat hulle die verskoning, en daai verskoning gehad. Een het gesê, laat my eens toe, om iemand te gaan begrawe. Petrus, die Here sê van Petrus, wat gaan dit jou aan? Volg my! Kan ek en jy vanoggend alles, ek bedoel alles, ek praat van alles, ek praat ook van jou enigste. En dan is niks verkeerd nie. God het nie deur ons dat ons dat in 'n verhouding of in 'n huwelik of in 'n familie, there's nothing wrong. We must love each other. Father must love his wife and vice versa. En die kinders in die familie met mekaar lief hê. Daar's niks meer verkeerd nie. Maar ek wil jou vanoggend vra, wanneer God jou beste vra. Ek wonder, are we willing to sacrifice? En ek was vanoggend van die opinie dat dit nie so seer oor Isak gegaan nie. Dat dit oor Abraham gegaan. Dis hoekom die engel kon gesê het, now fear them. Now I know that you fear God. En jou seun, luister, en Isak was Abraham se enigste. Maar die Bybel sê, God sê, jy het nie eers vir Isak van my terug gehou. Maar vanoggend as die Here vir ons op die proef stel, en die Here jou vanoggend vra, waar hou jy vas? Tussen die plek dan. Waar hou jy vanoggend vas? Kan jy vanoggend sê, Lord, no matter what. Daarom kom Job gesê, though yet God slay me, I will still trust. Wat maak jy wanneer al jou kinders en jou vee en alles word van jou weggeneem en even jou vrou draai teen jou en sê, why you are still worshiping? Wat staan volgende? Kom ons staan. Wat staan volgende in jou pad?